Ons het die voorreg vanmôre om 'n klein ding aan die Here op te dra en toe te wy. So, voor ek die ouers gaan vorentoe roep, is klein Michael Goliaths wat ons vanmôre gaan inseën. Hy is 'n vriendelike babietjie. Hy lag net. Nou die dag toe Annelie was, dan sy self net so groot, maar dan sit daar voor hom en hy lag en hy's nuuskierig en hy loer vir my. Hallo Mvana. Hallo mooi ding. En hy kyk, ek wonder wat dink die babietjies as hulle so kyk. Dink, Here, om te dink ek gaan nog groot word, of ek weet nie, dis maar net my eie gedagtes, maar net. Matteus 19 vers 13 tot 15, die Afrikaanse ou vertaling sê, toe bring hulle kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê en bid, en die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek. Reinhard, jy en Lujaan as haar ouers gaan vandag 'n belofte voor familie, natuurlik oupa en ouma, en voor julle kerkfamilie gaan julle belofte maak om vir klein Michael groot te maak, na die beste van julle vermoë en in die planne en in die vrese van die Here. Ons gaan die beskerming van God oor sy lewe afbid maar dit is so belangrik dat julle hierdie klein ding, of dat ons almal, julle het nou hierdie taak, ons kinders groot maak tot eer van die Here, om hulle te leer van Jesus, om hulle die pad te wys, veral in die tyd waarin ons lewe met al die goeters wat gebeur, maar het God 'n plan vir sy lewe? Absoluut. Proverbs 22:6, Amplified Classic sê, train up a child in the way he should go, and in keeping with his individual gift or bent, and when he is old, he will not depart from it. Met ander woorde, die Bybel sê, as ons hom groot maak in die weë van die Here, wanneer hy oud word, sal hy altyd terugkom. Maar dan sê die Amplified so 'n bietjie meer, hy sê, and in keeping with his individual gift or bent. So wat dit beteken is, elkeen van ons het 'n genadegawe, breinvermoë, talente, en die Here het klaar in hom ingebou wat hy nodig het om te wees wie God hom geskep het om te wees. En julle as ouers het die voorreg om hom groot te maak, om hom te guide. En wat so fantasties is, ons kinders doen wat ons doen, meer as wat ons sê. Jy sal sien later, hy gaan loop, soos hy gaan so loop, soos wie loop, ek loop soos my pappa, of wat dit ook al is, of hulle doen goeie so, en my mamma doen dit, en ons sê dit, maar die seuns, hulle doen dit, dan dink jy, waar kom jy vandaan, dan as jy so 'n bietjie gaan stil staan, dan dink jy, maar jy doen dit, want hulle let op, ek sien met klein Annelie in die huis, hoe begin sy eweskielik goeders te doen, en goed te sê, dan dink jy, waar kom sy daan? En sy hoor, en sy tel op, en hulle sien wat ons doen, so is belangrik, dat ons vir hulle voorbeeld sal wees. Klein Michael is deur God beplan, en het alles in sy lewe, dis wat so fantasties is, hy het alles in sy lewe ingedeponeer, wat hy nodig het, om hierdie wonderlike lewe te kan lewe vorentoe. En om te dink, dat julle twee as ouers gekies vir hom, unreal. God kan ander ouers gekies het, maar hy kies julle, om hom groot te maak, want hy het 'n plan vir julle, en daarom sê die Bybel, train up a child. Julle twee gaan sy maatstaf wees, julle twee gaan sy voorbeeld wees, as julle gaan saam bid oor 'n tafel vir kossies, gaan hy saam bid oor 'n tafel vir kossies. As julle kerk toe kom, gaan hy. Alles wat julle doen, as julle iets sê, soos daai een klein seentjie gesê het, hy sê vir sy mamma, dis baie lekkerder, of hoe snaaks dit vir hom is, sê hy, as hy saam met sy mamma in die kar ry, dat daar geen simpel mense en idioote op die pad is nie. En sy ma kyk, en sy sê vir hom, wat bedoel jy? Hy sê, as papa ry, is hierdie simpel, en hierdie is idioot, en wat soek hy op die pad? Hy sê, maar as mamma ry, is dit so wonderlik, ek wonder waar is al die simpel mense en die idioote. Is 'n groot taak om ons klein goed groot te maak. Maar weet jy wat so wonderlik is, dat ons, wanneer ons afhanklik bly van die Here die hele tyd, is ons kop deur. Dis wanneer ons uit onsself uit dinge probeer, maar as julle saam as ouers na die Here toe gaan en sê, Abba Vader, hoe hanteer ons hierdie bondeltjie wat U vir ons gegee het? Hoe maak ons hom groot? Wat is die voorbeeld? Dan hoef ou nie bang te wees nie, want Jakobus sê, wanneer ons wysheid kort kom, dan bid ons dit van die Here, en hy gee vir ons die wysheid,
om hom groot te maak. Wat so fantasties is, Michael het 2 name, Michael en dan hy Johan. Michael se naam, Michael self, die naam is van Hebreëse oorsprong, en dit beteken, who is like God. Son, is dit nie beautiful nie? Who is like God? En dan dit is 'n afleiding, hoor, en toe ek dit lees, eers toe sê ek, Jesus Here, U weet net. Dis 'n afleiding van die aartsengel Michael, wat staan vir die goed, wat altyd die kwaad oorwin. Ek lees dit, ek sê, ja. Imagine, elke keer wat ons vir hom sê, Michael, dan sê ons vir hom, who is there like God? En weet jy wat, maak nie saak wat die kwaad is nie. Ons gaan dit oorwin. En dan gaan ons verder. Dit is ook 'n engel wat beskerm en ander engele lei. Want Michael is 'n beskermengel, jy kan gaan lees in die Bybel, en hy lei ook ander engele. So met ander woorde, klein Michael se naam besing die grootheid van God. Who is like God? Hy is een wat sal beskerm. Hy is een wat altyd die kwaad sal oorwin met goed, en dan sal hy ander lei. Wat 'n formidabele leier. En dit roep ons, is 'n profetiese woord, want naam is belofte van inhoud. So wanneer ons hom sê Michael, dan roep ons oor sy lewe, al hierdie, al klaar in plek, maar dit eindig nie daar nie. Is dan maar fantasties, want Johan is ook van Hebreëse afsprong, en dit beteken, God is gracious and champion. Kyk hoe skakel dit met Michael in, kampioen, een wat lei, een wat, so met ander woorde, sy name bepaal sy destiny. Wanneer ons sy name roep, dan profeteer ons oor sy lewe. Nie net sal hy 'n sterk leier wees wat beskerm nie, maar hy sal ook 'n kampioen wees wat God se genade sal verkondig en leef en wys. Wow. Ek gaan vra dat julle hier voor by my kom staan en ouma en oupa kan kom saam staan indien hulle sou wou. Maar indien hulle sou kom met hulle tapdans, so ek, as julle net so staan, dan kan ons net die video, ja, staan net so daar vir my. Kyk, hierdie pragtige, is dit nie beautiful nie? Ek kyk al hierdie mense en ek sal wat wil gee om te dink, wat dink hy? Nou, ons gaan nou vir klein Michael aan die Here gee. Ons gaan hom seën en ons gaan vir julle as ouers bid. En oupa en ouma, wat 'n rol om te speel. Dis lekker om oupa en ouma te wees. Ek gaan vra dat wanneer ek vir hom bid, as iemand dalk 'n woord het wat jy in jou hart ervaar, wat jy wil kom deel oor sy lewe, of na die tyd met die ouers net gaan deel en sê, weet jy, terwyl vandag gebid het, ervaar ek net, ek wil net vir julle dit sê, kom ons bedien hulle met dit. Maar terwyl ek gaan vra dat jy opstaan, en dan gaan jy jou hand uitstrek, en ons gaan vir klein Michael vir die Here gee. Abba Vader, dankie vir hierdie ou pragtige klein ding. Dankie dat U hom voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het. En in sy mamma se skoot het U hom kunstig geweef en aan mekaar gesit. Met kwaliteite en talente. Here, U het 'n plan vir sy lewe, U het 'n doel vir sy lewe, soos wat U vir sy mamma en pappa het. En Here, wat 'n voorreg om hierdie pragtige glimlaggende seentjie, wat 'n leier gaan wees, wat die kwaad gaan oorwin deur goed. Here, wat U genade gaan verkondig, gracious, en wat 'n kampioen is. Dankie dat ons hom vanmôre vir die Here gee. En dankie dat ek hom kan toemaak met die beskerming van die Here. Dankie dat ek kan bid dat die engele aangaande, dat U die engele aangaande hom bevel gee, om hom te beskerm en hom te bewaar elke oomblik van elke dag. Ek bid, Abba Vader, dat hierdie blydskap en hierdie vreugde wat in sy lewe is, the joy of the Lord is my strength, en dat dit altyd daar sal wees, en dat hy ander sal aansteek daardeur. Dankie Here dat ons hom kan toemaak onder die beskerming, en dat niks of niemand wat nie van die Here af is, naby hom sal kom nie. En Here, dat sy gees sal oop wees, net vir die dinge van die Here. En dat hy van kleins af al, as sy ouers sal kan sien, hier's iets anders by hierdie jong man. Wanneer dit ander dinge is wat nie van die Here af is nie, dat hy sal uitblok en een kant sal stoot. Dat hy van kleins af hierdie trek sal hê vir alles wat uit die hart van Abba Vader sal kom. Dat hy hom 'n liefde sal gee vir die woord. En dankie Abba Vader dat hy 'n blessing is vir sy ouers, vir sy oumas en oupas, vir almal wat met hom te doen kry. Want Here, U hand rus swaar op hom. Ek ervaar vanmôre, U hand rus swaar op hom. Wat 'n voorreg om hom nou vir U te kan kom gee, en ons seën hom in die naam van die Vader, die Seun
en die Heilige Gees. En ons dankie in Jesus naam. Maar Vader, dankie dat ons vir mamma en pappa vir U kan kom bring. U het hulle uitgekies om sy mamma en pappa te wees. En ons bless hulle. Wat 'n voorreg vir hulle om hierdie klein ding groot te maak. Dankie vir goddelike wysheid, wanneer hulle nie meer weet wat te kan toe nie. Dankie dat U kom en U kom bedien Reinhard met wysheid. Dankie dat U kom en U bedien Lujan met wysheid. En Here, dat hulle voorbeelde sal wees. En wanneer hulle nie meer weet waar nie, op hulle knieë voor U, by U voete, sal U vir hulle presies sê wat, hoe en waar. As 'n gesin, kom gee ons hulle vir die Here. Die doel wat U vir hulle as 'n gesin het, dankie dat U hulle dit laat uitleef elke oomblik van elke dag. Dankie vir beskerming vir hulle as ouers ook. Dankie dat ons hande op hierdie klein ding kan lê en op hierdie gesin kan lê en hulle net kom bless in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle vir U kan kom gee. Dankie dat ons ook die oumas en oupas en almal wat met hom te doen kry, vir U kom gee. Ons loof, eer en prys U in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, kyk, dit is beautiful. Terwyl hulle net gou by my staan, wil ek net gou die volgende vir julle lees. The Lord bless you and keep you, protect you, sustain you and guard you. The Lord make His face shine upon you with favor and be gracious to you, surrounding you with loving kindness. The Lord lift up His countenance, His face upon you with divine approval and give you peace, a tranquil heart and life. The Lord bless you and enlarges your borders. His hand is upon you and He will keep you from harm. For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope. Now to Him who is able to carry out His purpose and do super abundantly, more than all that we dare ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes or dreams, according to His power that is working in us. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Amen. Die Here seën vir julle ryklik. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Dankie julle, julle kan gaan sit. Is hy nie beautiful nie, nee? En vriendelik, nee, is net smiles. Ek glo nie hy babietjie tyd vir enigiets anders te behalwe om te smile nie. Is te mooi. En dit beweeg en die voetjies gaan. Mag hy vir julle net vreugde gee en dankie dat julle deel is van ons familie. Ons waardeer julle en dankie dat ons kan deel hê aan sy toewyding en hom vir die Here gee. En ouma en oupa, dankie vir die rol wat julle in sy lewe speel. Man, dit is mal lekker verby. Om hulle te bederf, met hulle te speel. Wonderlik, wonderlik. Kom ons maak vanmôre klaar met ons verlosser leef. Net so vinnig, ek wil net baie dankie sê vir 'n deal. Ons is gebless met 'n Roland klavier. Ek kom vanmôre hier en hier staan 'n ding. So, nou kan ons die piano players invoer. Wow. En ek wil nou nie aangaan nie, maar Roland of Roland of net wat jy wil, maar is eintlik Roland is een van die beter, jy weet, jy kry die checkies en dan kry jy die Roland en daai manne, die Rolands en die Cogs en daai goeie, so ek is baie happy, enigiets by Swiss dan like it soos 'n kat wat botter gekry het of melk gekry het, so wat verskriklik baie dankie. My God just bless you en ek bid 'n oes 100voudig op elke saad wat jy saai in ons waardeer jou. En ek dink Jean sal so lekker gekry. Ek weet hy kry lekker. Ek dink hy so lekker gekry het vanmôre as hy hier was en sê, yes! Want as dit kom by musiek en instrumente en mikrofone en goede, dan was hy op sy heel beste. Ek dink hy sing vir hulle simpel daarbo. En hy speel enige instrument. Ons is besig om te kyk na ons verlosser leef en ons kyk na nommer 2 vanmôre. Ons kon nie laasweek klaar kry nie, net so terloops die getuienis wat teruggekom het rondom laasweek is
dat dit uit die hart van die Here was, en ek is so bly dat ek kon gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Baie keer berei hy ou voor en dan stop die Heilige Gees jou, dan sê hy, daar's 'n behoefte, daar's iemand wat nodig het om te hoor, en ek dank die Here dat 'n ou kan gehoorsaam wees, en dan die terugvoer wat 'n ou kry om te bevestig dat jy reg gehoor het. So dit is spot on, en ek weet, dis nie net vir mense wat na my toe gekom het nie, ek weet mense wat na die video kyk, en mense wat na die podcast luister, kry ook iets daaruit. Net so vinnig, ons tema vir 2025 is om God te ken, knowing God, for my determined purpose is that I may know him, en dis Filippense 3 vers 10, die Amplified Classic, waar Paulus skryf, hy sê, for my determined purpose is that I may know him, en dan sê, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly. En dan gaan hy aan verder. So ek wil onthou dat dit altyd jou motto sou wees vir hierdie jaar, om hom dieper en meer te leer ken. En dinge wat vir jou laas jaar nie gewerk het, nie verander het, sodat dit hierdie jaar vir jou werk. Met ander woorde, as jy hom wil leer ken, en as die tyd nie staan vroeër op en klim in die Bybel. Ek wil hom leer ken van hom, maar dit raak te besig. Jy moet iets doen om daarby uit te kom, en dan kom die Here. Die Here gaan nie al jou tyd vir jou, al jou ducks in 'n row kry, en vir jou in die oggend wakker maak, en sê, okay, staan nou op, en dis nou tyd om Bybel te lees. Jy staan op, en die lewe gebeur, hoor wat ek sê, voor jy jou oë uitvee, die dag begin. En as jy weer jou oog knip, dan's die dag verby, en dan klim in jou bed, en dan dink jy, waar is die dag heen? En Abba Vader is die hele tyd daar om te sê, ek is die hele tyd hier, en as jy by my voete stil word, ek sal jou lei, ek sal jou leer. So kom ons maak dit ons taak. Ek wil vanmôre klaar maak met ons gedeelte. Ek praat oor 7 lesse wat ek leer uit die boek van Rut, maar daar's baie. Ek het ook vir u gevra om Rut te gaan lees. Ek glo u het Rut gaan lees. Ek gaan nou nie soos 'n juffrou check op julle huiswerk nie. Alright boys, handig in. Dawie, jy gaan om en kyk dat almal huiswerk. Sê vir my Rut 1 vers 2 op, en as jy dit nie kan doen, nee. Maar wat 'n boek, en ons lees dit altyd, maar wat 'n boek, en ek glo, jy het dinge daar uitgehaal. Ons het Woensdag aand by die sel toe gesels ons daaroor. En dit is vir my altyd so fantasties, die aansnypunt wat verskillende mense het. Jy dink dit, en dan kom 'n ander ou vanuit 'n ander hoek, en dan dink jy, wow, ek het nie so daaraan gedink nie, is dit nie fantasties nie? En dis wat die Bybel so ryk maak. So, net so vinnige recap, ons het laasweek gekyk na les 1, daar's altyd hoop. Ek het vir julle gesê, maak nie saak hoe sleg dit gaan, of hoe desperaat ons is, of die situasie is nie, daar's altyd hoop. Goddelike hoop, nie wishful thinking nie, goddelike hoop. En les nommer 2 het ons gekyk na, my verlede bepaal nie my eindbestemming nie. Jy kan nie toelaat dat dinge wat in die verlede gebeur het, bepaal waartoe jy op pad is en wat jy gaan doen nie. Daai verskoning dra geen water nie. Baie mense gaan deur die lewe en sê, well, I amount to nothing, want ek kom uit 'n plek uit waar ek nie dit en dit gehad nie. En ek misken nie dat jy uit 'n plek kom waar jy nie dit en dit gehad het nie. Maar die oomblik as jy kind van God word jy gebore in 'n nuwe bloedlyn. Onverganklike saad. En dan het niks wat jy gehad het in jou lewe. Niks wat jou gepootjie het, behoort dan jou lewe verder te intimideer of te beïnvloed nie. Dis die verlede? Ja, kom daar uit. Maar die Here is nou, hy is hier en die toekoms is nou. Dan maak ons die beste. Hoekom? God het 'n doel oor jou vir jou lewe en jy hoef nie uit te kamp by die verlede nie. Israeliete het die hele woestyn ver gedoen, uitgekamp by al hulle probleme. En ek sê weer, en ek het laasweek gesê, God is 'n awesome genadige God. Want as ek die Here was, met alle respek gesê, het ek hy klomp joetjies uitgehaal, net so. Die 3de dag was daar nie een joetjie meer nie. Want hulle moan en moan en moan, dan lei die Here hulle uit, dan maak hy die see op en verdrink al die Filistyne. Dan loop hulle, dan moan hulle, gee vir hulle water. Dan sê hulle, o Here, as ons maar eerder al die kos gehad het wat ons in Egipte gehad het, dan gee hy vir hulle manna, brood uit die hemel. Dan huil hulle, want ons het nie vleis nie. Dan sê die Here, wil julle vleis hê? Een vertaling sê, ek sal vir julle vleis gee, dat dit by julle tande uitpeel. En hulle het hom gekry, heupdiepte, reg rond op die laar. Miljoene Jode gevoed
deur kwartels. En so gaan hulle aan, en ek lees die rigters, dan maak die Israeliete droog, dan huil hulle by die Here, dan rig hy 'n rigter op, dan sort hulle alles uit, dan dien hulle die Here vir 'n paar jaar, gaan die rigter dood, dan val hulle terug, aanbid afgode, dan vir 30, 40 jaar gaan dit nag met hulle, dan huil hulle voor die Here, dan kom Abba Vader, dan bring hy 'n rigter in plek, en tel hulle op, en gaan hulle weer aan. Die hele tyd, ek tog, die tweede keer is julle klaar. En daarom is hy God en ons mens. En is genade so groot in sy hart. Maar kom ons kyk vanmôre, les 3, want ons moet klaarmaak. Les 3. Om die regte ding te doen, vat van jou. Om die regte ding te doen, vat van jou. Gehoorsaamheid aan God se stem, vat baie keer dat ek my vlees moet kruisig, in die sin van, ek wil eintlik dit so doen, maar dit sal vir my makliker wees, maar die regte ding is, ek moet dit doen, en ek moet kan vat. En dit vat baie keer om die regte ding te doen. Dit vat van jou as 'n mens. Rut kon kies om terug te gaan na haar eie familie. Sy kom uit Moab. Moab en Israel is vyande. Hulle het oorlog gemaak teen mekaar. Hulle hou niks van mekaar nie. Sy kon net gemaak het soos Orpa en gesê het, ek gaan terug na my mense toe. Maar sy maak 'n keuse. Sy kon weer 'n man gaan soek wat vir haar kon sorg. Sy kon weer haar eie gode in die land van Moab gaan aanbid. Haar skoonsussie het omgedraai. Kyk wat sê Rut 1 vers 15, Amplified Classic sê, and Naomi said, see, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Maar Rut doen die regte ding. En dit vat van haar. Sy los haar land, sy los haar mense, sy los haar familie, sy los alles wat sy geken het, en sy gaan na 'n vreemde plek. Dit is absoluut 'n opoffering en 'n offer. Maar weet jy wat, dis hierdie groot bewys van die liefde wat sy vir haar skoonma gehad het, en wat sy ontdek het in haar skoonma se lewe rondom die God van Israel. Die maklikste vir haar was om terug te draai. Maar weet jy wat, sy sien hierdie liefde in haar skoonma, sy sien die liefde vir haar volk, vir haar land, vir haar God, en sy het haar so lief. Net presies of so 'n liefde, soos wat Jesus vir ons het. En dit is juis vanuit haar bloedlyn, dat Jesus die verlosser van die wêreld kom. Wow. Sy draai om, sy gaan saam. Uit daai bloedlyn kom Jesus, en ons sal dit nog raak lees. Ek wil vir jou vanmôre sê, vertrou God, en wees gehoorsaam aan sy stem. Luister na die Heilige Gees. Al is dit moeilik, of al vat dit opoffering, God's got your back. Dit vat van 'n mens om te staan vir wat reg is. Ek sê altyd, as jy vir niks staan, val jy vir enige iets. Maar as jy staan vir wat reg is, gaan jy gechallenge word. En dan moet jy kan sê, ek bly staan vir dis wat die Bybel sê, en ek staan daarby. God's got your back. So, om die regte ding te doen, vat van jou. Les 4. God bring die regte mense oor jou pad, wanneer jy sy stem gehoorsaam, en wanneer jy doen wat hy vir jou sê. Hy bring die regte mense oor jou pad. Omdat Rut die regte ding gedoen het, eer God haar, en stuur die regte mense oor haar pad. Ek noem dit divine connections. Partykeer kom jy op 'n plek en jy ontmoet iemand en jy weet nie lekker hoekom nie, jy het net hierdie ontmoeting en dan gaan jy. Jare daarna, dan connect jy, en as jy connect, dan sien jy, hierdie was 'n divine connection. Ewe skielik gebeur dit en dit, en jy dink by jouself, nou hoe dit gebeur? As jy net gou stil raak, lank terug, was jy gehoorsaam aan God se stem, en het jy op 'n plek gekom, of het jy iets gedoen, of het jy iets gesê, en jy het iemand ontmoet, en jy het weggestap, en God het gesê, ek het daai divine connection bewerkstellig, want ek ken jou pad en ek ken jou lewe. En dan jy gehoorsaam bly in my, en vorentoe eewskielik dan pop hierdie ding uit, dan dink jy, wow, dis nou per toeval. Nee, it's a divine connection. God bring, moenie net enige ou wat ons pad langs kom, sommer maar net dink, ag, jy weet, wie's hierdie ou of wie's hierdie ou nie. Jy, Rut 2 vers 10 tot 12. Kyk wat sê dit. Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, dis nou Rut wat hier met Boas praat.
Why have I found favor in your eyes, that you should notice me when I am a foreigner? And Boaz said to her, I have been made fully aware of all you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and mother and the land of your birth, and have come to the people unknown to you before. The Lord recompense you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Boaz erken Rut se karakter en hy erken haar getrouheid. En hierdie ontmoeting, wat 'n goddelike een is, nie net vir voorsiening vir haar huidige behoefte nie, maar ook 'n geseënde lewe en toekoms vorentoe. Divine connection, sy doen wat reg is, dit vat van haar, en toe sy dit doen, toe bewerkstellig God 'n konneksie daar, want hy het geweet, I've got your back, ek het jou toekoms in my hand. As sy gebly het, het sy dit gemis. Maar omdat sy gehoorsaam was en gedoen het, het God die regte mense oor haar pad gebring. God plaas mense op jou en my pad. Hy bring mense oor ons pad om 'n blessing te wees, sodat ek weer 'n blessing vir ander kan wees, om te voorsien in behoeftes, sodat ek weer kan voorsien in ander behoeftes. Moet nooit dink dat wanneer ek uitstap in die oggend, en daarom sê ek, as ons uitstap in die oggend uit die huis uit, sê, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Abba Vader, wat het U beplan vir vandag? En Here, as ek iemand ontmoet vandag, mag U liefde deur my lewe manifesteer. Here, as dit 'n divine connection is vir vorentoe, dankie Abba Vader. God doen ver bo wat ons kan dink of bid, as ons net in gehoorsaamheid hierdie pad net kom wandel. Kom ons wees dieselfde, gereed en gewillig om 'n blessing te wees. Hoekom? Daar's altyd 'n connection wat God maak, wat iewers die vrug gaan laat uitkom van wie Jesus is. Onthou, alles wat ons doen en alles wat ons sê, moet altyd die Here verheerlik. Dit moet nooit fokus na 'n mens toe bring nie. Dit gaan altyd oor hom. So in ander se lewe, in jou lewe, divine connections. God bring mense oor jou pad. As jy terugkyk, dan sê jy, my heerlikheid, ek sien hierdie ou, o ja, en ek sien, en jy sien hoe God dit kom doen. Les nommer 5. Ons moet mense van karakter en integriteit wees. Ons lewe in 'n tyd waar karakter en integriteit, somme net is. So maklik en so goedkoop. En wat is integriteit? Plain Afrikaans. Integriteit is om die regte ding te doen, al kan niemand jou sien nie. Dis integriteit. Integriteit is om die regte ding te doen, al kan niemand jou sien nie. Vanaf wat is karakter? Karakter is wie jy is, waar niemand jou sien nie. Integriteit is om die regte ding te doen, waar niemand jou sien nie. Karakter is wie jy is, waar niemand jou kan sien nie. So daai tantrum wat jy gooi, daar een kant waar niemand jou kan sien nie, weerspieël jou en my karakter. Want God is bewus van alles wat ons doen, oral waar ons gaan. Boaz verwys na haar integriteit en haar karakter, na Rut sinne. Rut 3 vers 10 tot 11, Amplified Classic. And he said, blessed be you of the Lord, my daughter, for you have made the last loving kindness greater than the former. For you have not gone after young men, whether poor or rich. And now, my daughter, fear not. I will do for you all you require. For all my people in the city know that you are a woman of strength, worth, bravery, capability. Met ander woorde, hy sê vir haar, dit het tot my ore gekom. En almal weet dat jy iemand is van inbors en van karakter. Al het sy nie gehaat nie, sy was nie iemand wat 'n klomp goed gehaat het nie, is nie geld wat vir haar die pad oopgemaak het nie, sy kom nie van adelstand af nie, sy kom van Moab af, die vyand van Israel, kom sy daar. Maar weet jy wat, sy word bekend en al die mense in die stad weet dat sy 'n vrou van inbors en karakter is. Ons lewe, wie ons is, loop ons woorde vooruit.
Baie mense dink dat ander is nie bewus van wat hulle doen of hoe hulle optree nie. Daai ding het 'n manier om uit te kom. So ons moet kyk dat wanneer daar iets uitkom, dat dit sal wees van, weet jy wat, daai persoon of daai persoon is 'n mens van integriteit, is 'n mens van karakter, hulle doen eerbare besigheid, above the table besigheid. As hulle gesê het hulle help jou, dan help hulle jou. As hulle gesê het hulle is daar vir jou, is hulle daar vir jou. Mense van karakter, mense van integriteit. Sy eer en respekteer haar skoonma. Sy bly by haar. Sy werk hard sodat hulle kan eet. Net soos Boas vir haar sê, jy het nie teruggegaan en agter jong, ryk ouens aangeloop nie. Jy eer jou skoonma. Jy werk hard. En as gevolg van haar karakter eer God haar en word sy beloon. As ek nie nederig voor die Here bly, verhoog hy ons op die regte plek en op die regte tyd. En die eer kom hom toe, nie 'n mens nie. As mense van karakter en integriteit sal ons beloon word omdat ons God eer. En omdat God ons eer. Want wat ons sê, dit doen ons. En ek sê weer, wat ons doen, spreek baie harder as wat ons sê. Les 6. God se planne is groter as wat ons kan dink of sien. God gebruik wie hy wil om sy doel te bereik en baie keer mense wat ons glad nie sou kies of eers raak sou sien nie. Rut was 'n arm, manloos, sy was kindloos, sy was 'n weduwee gewees, sy was 'n vyand van Israel, sy trek na 'n vreemde land waar sy net haar skoonma ken, sy het geen ondersteuningsnetwerk nie, al die goed wat jy sê nee moenie. Hulle sukkel met armoede en sy moet in die landerye agter die mense wat oes stap om are op te tel soos die gebruik van die tyd was, net om aan die lewe te bly. Mense sou nooit kon dink dat hierdie meisiekind uit Moab genoem sal word in die Bybel en deel vorm van die register van die bloedlyn van die verlosser van die wêreld. Moet nooit dink jy is insignificant nie. Moet nooit dink wie ek kan nie is dit nie of ek kan nie is dit nie. God soek jy sulke mense. Want in sulke mense kan net hy die eer kry, nie 'n mens nie. Geen mens sou kon dink 5 vroue wat genoem word in die geslagsregister van Jesus. Tamar in die eerste een, wat haar skoonpa verlei het sodat sy 'n kind kon hê, Genesis 38. Volgens jou en my standaarde, Jesus uit die sy in die geslagsregister van Jesus, as in die manier nie. Rahab, sy was 'n prostituut wat die 2 verkenners weggesteek het in Jerigo, Joshua 2. Kom Jesus uit daai, yes. Dan Rut wat ons nou van lees. Batseba, my goodness gracious me, die vrou wat koning Dawid gevat het by haar man Uria, en dan Maria, hierdie klein onskuldige maagd wat verloof was aan Josef toe sy swanger geraak het deur die Heilige Gees. Jy sien, want God gebruik nie bekwame mense nie. Hy gebruik beskikbare mense, want dis hy wat bekwaam maak. En nou wanneer ek roem ek in hom. Ek kan nie in myself roem nie. As jy vandag kyk na Andrew Womack Ministries reg oor die wêreld, met die Bible colleges in hoeveel lande, hulle budget van miljoene rande elke maand, dan kan jy nie glo dat God 'n man kan gebruik soos Andrew Womack nie. Wat nie eers 2 woorde agter mekaar kon sê in 'n sin nie. Wat nie eens mense wou in die oë kyk nie, as jy in die straat afkom en Andrew die gestap en hy ken jou en hy met jou groet, het hy aan die ander kant van die straat gaan stap, sy eie woorde, net sodat hy nie hoef met jou te praat nie, want hy kan nie. Vandag, wêreldwyd, maak Charis Bible College en Andrew Womack Ministries 'n impak in miljoene lewens. Een ou wat gesê het, okay Lord, if you want to use me, here I am. Dit vat net een van ons wat vanmôre hier sit, wat sê, Here, hier's ek. En Mansbury draai op sy kop. Een mens.
As God 'n generasie kan skud met 'n mens, hoekom kan hy nie 'n dorp skud met een mens nie? Dis hy wat bekwaam maak. En Rut herinner ons net, maak nie saak wat ons verlede is nie, of hoe moeilik omstandighede mag wees nie, 'n bietjie geloof maak 'n groot verskil. Ek vertrou U, Here. Dit lyk maar vir my klein, maar ek gaan 'n mens van karakter en inbors wees. Here, baie dankie dat U my kan gebruik. Jy kan gaan kyk in die Bybel, daar's verhaal na verhaal na verhaal. Toe koning Dawid gesalf moes word. Kan jy onthou die verhaal? Toe die boeties inkom, die eerste boetie, toe sê Samuel, dis hierdie bil. Hier's 'n man. Sê die Here vir hom, moenie kyk wat jy so sien nie. Los, gaan verby. En hulle almal gaan verby. En almal gaan verby. Tot die laaste een, en Samuel vra, is daar nie nog iemand nie? O ja, nee, sommer die laaste, die laat lammetjie, hy pas die skaap op. Gaan haal hom. Nee, reg, gaan haal hom. Bring hom in. Die Bybel sê, hy was rooierig van aansien, maar hy was mooi, sê die Bybel. So dit was 'n handsome, rooierige ou. En net so terloops, moenie dink Dawid was klein nie. Daar staan nêrens Dawid was klein nie. Ons het in die boeke gegaan en Dawid klein gemaak. As jy, toe hy met koning Saul se wapenrusting aantrek, die Bybel sê nie, dit was te groot vir hom nie. Dit sê, hy het moeilik daarmee geloof, want hy het nie geoefen, hy was nie gewoon daaraan nie. Niks te doen met groot nie. Ou Pel, om 'n beer en 'n leeu te vat, om jou skaapie te gaan haal uit sy bek uit, jy kan nie 'n wimp wees nie. So Dawid was 'n redelike ou gewees. Maar as jy hom so gekyk het teen sy boeties, en dan sê, hy, koning, en hy word een van die mees suksesvolste konings, wat Israel nog ooit gehad het. God kyk anderste as ek en jy. Wanneer hy na jou en my kyk, kyk hy anderste. Wanneer hy na ander kyk, kyk hy anders. Dan kyk ons en dink ons, gaan die Here daai ou gebruik. En dan kom hy en hy doen 'n ding, want op die einde kry net hy die eer. Ek wil klaarmaak met les 7. Boas is 'n tipe van Jesus. En dis waar dit vandaan kom, my verlosser leef, die tema. Reg deur die Bybel sien ons tipes van Jesus. En hier in Rut sien ons Jesus in Boas. Boas het Rut se losser geword. Rut 4 vers 9 tot 10, Amplified Classic. And Boaz said to the elders and to all the people, you are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's and all that was Chilion's and Machlon's. Ek sê altyd, ek bly dit sê, ek so bly vir Andrei, Kobus, Vanna. En hierdie name is net, from the hand of Naomi. Also Ruth, the Moabitess, the widow of Machlon. I have bought to be my wife, to restore the name of the dead to his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brethren, and from the gate of his birthplace. You are witnesses this day. Hy trou met haar en herstel haar eer en haar familie se naam. Hy is haar losser, haar kinsman. Ons het laas gekyk na die betekenis daarvan. Ek en jy was verlore. Die wêreld is verdoem om verlore te wees. Jesus tree op as ons losser. Hy kom koop ons met sy kosbare bloed. Hy kom herstel ons. Hy gee ons alles wat ons in was, weer terug en nog meer. En hy tree op as ons losser, en nou kan ek en jy wandel in hierdie vrygekoopte realiteit van, hy het ons vrygekoop, hy het ons losgekoop, ons lewe onder sy genade, ek kan 'n effektiewe getuie wees, en ek kan verander gaan vertel van hierdie fantastiese nuus van wat met my gebeur het, en dit kan met enige iemand anders gebeur. Hy het ons losgekoop, hy het ons herstel, sodat ons wat? Ons hom kan verteenwoordig. Jou en my se grootste taak is to be an image of Jesus Christ in the world, to the world, for the world. Dis wat kon gebeur het. Aan die begin skep hy ons na sy beeld en sy gelykenis,
Met die sondeval duik ons in die hek, Jesus kom en hy kom herstel dit, en nou kan ek en jy daarin wandel. En soos Boas gegaan het, en 'n situasie wat, jy kon dit nie gered het nie, kom hy tree op die toneel, hy red haar uit, hy sorg vir haar, kyk na haar, maar hy haal haar meer uit as dit, hy word haar losser, net so het Jesus kom doen. Sy het dit nie verdien nie, sy kom nie uit adelstand soos ek gesê het nie, hy het nie eens haar bankrekening gecheck en gesien, hey, by hierdie girl moet ek uitkom, dit kan beneficial wees. Niks nie, inteendeel, hy het haar kossies gegee, want sy was honger, en genoeg, jy kan gaan lees, en ek glo jy het gelees, vir haar ma, hy het nog even meer in haar mandjie gesit, 6 mate gars, sê die een gedeelte, gekyk na haar, gesorgd na haar kyk, en buiten dit kom hy en hy sê, ek koop jou nog los op, ek herstel wat joune was, ek herstel jou naam, God kom deur Jesus Christus aan die kruis laat sterf, kom herstel hy jou in my naam, in eer, hy kom tel ons op, man, ons het soveel stof tot dankbaarheid, en daarom wil ek uitroep, ons verlosser leef. Hy leef in jou en my lewe. Mense daar buite het nodig om te hoor dat ons verlosser leef. Ons is op pad na Paasnaweek toe, waar ons dit gaan vier, dat hy gesterf het, maar dat hy opgestaan het. En dit onderskei ons van enige ander godsdiens in die wêreld. Nie een van daai ouens se profete het opgestaan nie. Hulle almal is dry bones, iewers lê en stink en is verby en klaar. Hulle almal. Ons verlosser leef. Hy het opgestaan, hy gee om, sy hart is na jou en my, maar weet jy wat nou sê hy? Nou moet julle dit gaan doen, soos wat ek jou losser was, gaan verkondig hierdie boodskap, gaan vertel vir die wêreld daar buite, daar's 'n uitkoms, sy naam is Jesus. Ons het 'n boodskap om te gaan verkondig. Dawie sê vir my Vrydag aand, toe hulle die uitreik gehad het in Riebeek, Dawie, ek praat weer uit jou mond uit, is daar 'n persoon wat daar is, en na die tyd kom gesels hy, toe Dawie met hulle gesels, toe sê hy is die afrigter van 'n rugby span, en een van sy rugby spelers, ek gaan nou nie name noem van wat 'n span nie, was ook daar gewees, en toe het hy met hom gepraat en gesê, dis nie sommer maar net dat ek en jy altyd by dieselfde plek kom nie, daar's vir ons werk om te gaan doen. Imagine, dit vat 'n coach en 'n rugby speler om by 'n uitreik te wees, om hulle harte weer hertoe te wy aan die Here, om uit te stap en 'n verskil te gaan maak in 'n rugby span, wat huis toe gaan en 'n verskil gaan maak in hulle familie. Wat het dit gevat? Een ou se gehoorsaamheid, om te sê wat die Here sê, 'n vrou wat hom ondersteun en sê, ek gaan saam met jou, ons is gehoorsaam aan wat die Here sê, iemand wat opdaag en sê, hier is ek, die Here raak hulle hart aan, nou gaan hy, want ek kan tog nie die rugby team gaan coach nie. Maar daar is 'n coach, en hy is 'n kind van die Here, en hy was op die regte plek, op die regte tyd. Hoekom? En dis wat gebeur, ons is net instrumente in sy hand. Waar ek gaan, is dit hy wat in en deur my werk. Daar word lewens aangeraak, getransformeer, mense word letterlik uit die hel, uit die vuur uitgeruk, tot eer van die naam van die Here. Moet nooit wat jy doen, of wat jy dink jy moet doen, afskiet as sommer net nie. Ag, ek het sommer nou net vir jou gesê, Jesus het hom lief nie. Moet dit nooit afskiet nie. Daar's altyd 'n groter plan. God het 'n groter plan. Daar's nog baie meer lesse wat jy kan gaan uithaal. Jy kan vir my sê, van, maar ek het dit gesien, en dit is wat so fantasties en ryk aan die woord is. Ek wou net aflewer wat ek ervaar het die Here op my hart lê. Ek gaan vra dat ons opstaan, en dan gaan ons saam bid. Jy staan vanmôre en jy sê dalk van, joh, my verlede, of waantoe ek op pad is, of dit het, of maak nou nie saak wat dit is nie. Dis 'n goeie tyd en plek om vanmôre vir die Here te sê, Here, dankie dat U my losser is. Dankie dat U nie 'n premie stel op, ek moet eers dit of dit wees of dit doen. Nee. Al wat die Here sê, wees net beskikbaar. Gee jouself vir my en wees beskikbaar. En kom ons deel hierdie boodskap met die ouens daar buite. Kom ons maak ons oë toe. Abba Vader, dankie vir hierdie fenominale verhaal. Dankie vir 'n vrou wat sê, ek neem standpunt in, ek draai weg van alles wat ek ken en ek gaan saam met my skoonma, ek gaan haar God aanbid, ek gaan waar sy gaan ek, en om die regte ding te doen, mens van integriteit, 'n mens van karakter, en op die einde herstel U alles wat verloor was, en nog meer, U gee nog by. Nie net vir Rit nie, maar vir Naomi ook. Want Here, U is altyd eers in die mense besigheid. En dit gaan nie net oor ons nie, dit gaan altyd oor meer. En vanmôre kom staan ons voor U en wil ons dankie sê vir hierdie lesse wat ons kan leer uit dit, maar meer as dit, Heilige Gees,
Mag jy dit lewendig maak in ons hart. Dit moet nie net 'n lesie wees en 'n oulike dingetjie, dit moet lewe word in ons lewe, sodat ons dit kan deel met ander en dat hulle kan sien, dis lewe. Ons moet net beskikbaar wees, dis U wat bekwaam maak. En ons wat vanmôre hier staan en hulle wat kyk na die video en luister na die podcast, maak vanmôre hierdie keuse en kom staan voor U en sê, Abba Vader, ons is beskikbaar. Dankie dat U ons bekwaam maak. Dankie dat U die regte woorde in ons mond lê en Here dat ons onder leiding van die Heilige Gees sal praat wanneer ons moet praat, sal doen wanneer ons moet doen. Alles tot eer van U naam. Dat mense net U kan eer en geen mens nie. Dankie Here dat hierdie woord in harte sal val en waar ons dalk voel, wow, ek het gesukkel met dit of ek kan nie dit nie of dankie vir hierdie verhaal wat vir ons kom wys, die uiteinde as Jesus die Here van ons lewe is. Dankie dat U ons liefgehad het nog voordat ons U kinders was. En daarom het U aan die kruis kom sterf. En dankie dat ons hierdie versoeningsboodskap het wat ons met ander kan gaan deel. Oud, jonk, belangrik, onbelangrik, het maak nie saak nie. Oor ons waar ons gaan, dat ons altyd U naam sal verheerlik. Dankie vir U woord wat lewendig is en wat ons kom leer en ons kom lei. En dankie Here vir lewe en lewe in oorvloed. Ons loof U in Jesus naam. Amen.